Ons is in Spreuke hoofstuk 10, ons gaan kyk na verse 15 en 16 vandag. Spreuke hoofstuk 10 vers 15 en 16 en dit lees dan so. Die goed van die ryke is vir hom 'n sterk stad. Die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede. Wat die regverdige verwerf is vir die lewe. Die inkomste van die goddelose is tot sonde. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit weer die oë. Ons Here Jesus Christus, dankie vir die woord wat U vir ons gee. Dankie dat ons kan weet dat dit is U woord, Here. Dankie dat ons kan weet dat dit is getrou. Dit is eg. En Here, dankie dat U in U genade U self ook daarin aan ons openbaar. Dat ons kan weet wie U is, Here. Dat ons weet waarin U behaag het. Dat ons kan weet wat ook vir U 'n gruwel is, Here. En so, Here, gun dit ons om ons lewens volgens U woord, wat sonder fout is, Here, te rig, om U woord aan te neem. Nie so dat ons al die voordele kan pluk, wat U vir ons daarin beloof, Here. Maar Here, sodat U naam verheerlik kan word. Sodat U naam groot gemaak kan word. Vir wie is, Here, en ook die genade wat U teenoor ons bewys het. En so gaan dit ons in hierdie oggend, Here, om U woord aan te neem. Mag die Gees kragtig in ons werk, Here. Here, ons het nie 'n begeerte om tekens te sien nie. Ons het nie 'n begeerte om wonderwerke voor ons oë te sien gebeur nie. Here, want ons weet U is God. Ons weet U bestaan. Ons weet U is die koning. Ons het nie nodig om tekens te sien om hierdie dinge te glo nie, Here. Maar Here, dit vra ons van U. Mag U Gees in ons harte werk in hierdie oggend, Here. Sodat ons meer soos U kan word. Werk daardie wonderwerk in ons harte, Here. Ons glo klaar, Here, dat U die Christus is. Maar Here, kom ons ongeloof te hulp. Help ons, Here, om U te eer met ons hele lewens, Here. Want Here, ons kan dit nie doen sonder U Gees nie. Dit is ons gebed, o Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet U 'n genadige God is. En so, Here, wees ons weer die oggend ook genadig asseblief. Ons vra dit in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. Nou, ons het laas gekyk na verse 13 en 14, waar ons gesien het dat wysheid op die lippe van verstandiges gevind word. En hierdie verwys nie net na die oorsprong van wysheid nie, of waar wysheid te vinde is nie, maar dit beperk ook waar wysheid gevind gaan word. Wysheid kan en sal nie gevind word op enige ander plek as by die verstandiges nie. En wie is die verstandiges? Dit is die wat ag gee op die woord van die Here. Die wat ag gee op God se gebooie en op sy wet. Want God se woord alleen is onfeilbaar en foutloos, soos ons laasweek gesien het. Die verstandige is die een wat besef dat sy eie wysheid nie vergelyk met die volmaakte wet van die Here nie. En daarom kan Spreuke 28 vers 7 ook vir ons sê, wie die wet bewaar, is 'n verstandige seun. Die afvallige kerke wil natuurlik nie hê enigiemand moet verstandig wees nie. Die afvallige kerke verklaar dat ons nie God se wet hoef te hou nie. Of dat ons nie ag hoef te gee op sy gebooie nie. Of dat Christus ons vrygemaak het, dat ons nie meer ag hoef te gee op God se gebooie nie. En dit alles terwyl Jesus self sê, onder andere in Johannes 14 vers 21, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het. Maar steeds sal baie afvallige kerke leer dat ons nie die gebooie van die Here hoef te hou nie. En dat ons 'n verhouding het met Christus. En omdat ons 'n verhouding het met Christus, daarom is sy wet vir ons irrelevant.
Maar hierdie pastore is leenaars. En die waarheid is nie in hulle nie. Want soos Johannes vir ons sê in 1 Johannes 2 vers 3 en 4, en hieraan weet ons dat ons hom ken as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom, of as ek dit anders kan verwoord, kan sê hy het 'n verhouding met hom. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Daar is duisende dominees en pastore daar buite wie leenaars is en wie die waarheid nie is nie. Daar is geen wysheid op hulle lippe nie, want hulle is nie verstandig nie. Want soos ons vroeër gelees het, die verstandige seun bewaar die wet. Hierdie valse leraars bevorder die idee dat hulle en ons nie 'n godsdiens moet hê nie, maar 'n verhouding met die Here moet hê. En met godsdiens bedoel hulle natuurlik mense wat ag gee op God se gebooie. Hulle roem hulle self daarin dat hulle 'n verhouding het met Jesus. Die probleem is natuurlik dat die woord verhouding nie een enkele keer in die Nuwe Testament voorkom nie. Jy kry dit nie daar nie. Die naaste skrif wat daaraan kom, sal ons vind in Johannes 15 vers 14, waar Jesus ons sy vriende noem. Dis die naaste skrif wat daaraan kom. Waar staan, julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Dis die naaste skrif wat daaraan kom. Maar daar's 'n klousule. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. En die ironie is natuurlik, waar die woord verhouding nie in die Nuwe Testament voorkom nie, kom die woord godsdiens, wat hierdie afvallige mense byna as 'n vloekwoord gebruik, wel in die Nuwe Testament voor. Soos ons onder andere lees in Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Godsdiens verwys bloot na ons diens aan God. En ons diens aan God is om alles te doen wat hy ons beveel. Dan is ons ook sy vriende. En meer as dit, dan is ons ook verstandiges op wie se lippe wysheid is. Juis omdat ons ag gee op God se gebooie en sy woord, sy hele woord en sy gebooie aanneem en die absolute reël, as jy absolute reël van ons lewens stel, dan is jy wys, dan is jy verstandig. En as ons dit doen, dan sal ons nie net wysheid op ons lippe hê nie. Ons sal ook in wysheid optree, onder andere ten opsigte van ons finansies. Want soos vers 15 en 16 dan vir ons sê, die rykdom van die ryke is sy sterk stad. Die onheil van die armes is hulle armoede. Die loon van die regverdige is tot lewe. Die inkomste van die goddelose is tot sonde. En natuurlik is die regverdige en die verstandige een en dieselfde ding. Dit is die persoon wat ag gee op die woord van die Here. Dit is hulle loon wat tot lewe is. Die wat ag gee op die woord van die Here. Dit is die persoon wat nie net die woord van God hoor nie, maar dit ook doen. Of as ons Jakobus 1 vers 26 anders mag stel, dit is die persoon wie se godsdiens nie te vergeefs is nie, omdat hy nie sy hart mislei nie. Weereens sien ons die woord godsdiens daar. Hy sê die mense wat hulle harte mislei, se godsdiens is te vergeefs. Maar hierdie is mense wie se godsdiens nie te vergeefs is nie, omdat hulle nie hulle hart mislei nie. Want hulle hou by die woord van die Here. Hulle hou by sy gebooie. Hulle wil sy vriende wees. Hulle wil doen wat hy beveel. Maar soos ons ook al in 'n vorige preek gesien het, waar daar oor rykdom gepraat was, ek glo nie dat Salomo dit wat hier geskryf staan in ons teks vandag, geestelik bedoel nie, maar dat hy letterlik van finansies en van geld praat. Ek dink hier is 'n geestelike versie, ek dink dit is 'n praktiese vers. Ek dink dis ook sy bedoeling daarmee.
En hierdie is 'n ander begrip wat baie kerke nalat om mense te leer. Naamlik dat ons nie net geestelike wesens is nie, maar ons is ook fisiese wesens. Baie kerke sal 'n skrif soos vandag se teks vat en dit totaal en al vergeestelik, deur om te sê, maar ons rykdom is geestelike rykdom. En die loon van die regverdige verwys na die ewige lewe weer. Wat nie verkeerd is nie, maar ek dink nie dis waarna hierdie skrif verwys nie. En dit behoort ooglopend te wees dat Salomo nie hier van die geesteswêreld praat nie. Hy praat van 'n letterlike inkomste. Hy praat van 'n letterlike loon in 'n letterlike wêreld waarin ons onsself bevind. Dit is ook hoe hierdie woorde algemeen gebruik word in die Ou Testament. Byvoorbeeld, wanneer ons kyk na vers 16, sal 'n meer letterlike vertaling dit vertaal deur om te sê, of dan in die boerevertalings dit sê, die loon, dit praat van die loon, nie noodwendig die goed nie, die loon van die regverdige is tot lewe, en daardie woord loon in die Hebreëus is presies dieselfde as wat in Levitikus 19 vers 13 voorkom, waar staan, jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie, die dagloner se loon mag by jou nie tot die môre toe bly nie. Dit praat van 'n letterlike loon. En so word dit algemeen gebruik, daardie woord in die Ou Testament, as 'n letterlike loon. Of waar ons die woord inkomste lees in die tweede helfte van vers 16 van ons teks vandag, waar staan die inkomste van die goddelose is tot sonde, praat dit van 'n letterlike inkomste. Soos ons ook dieselfde woord aantref in Spreuke 3 vers 9, waar staan, eer die Here uit jou rykdom en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dit praat van 'n letterlike inkomste. En so word die woord ook algemeen gebruik in die Ou Testament as 'n verwysing na 'n letterlike inkomste. En nie iets wat geestelik of vergeestelik word nie, of na geestelike gawes verwys nie. Dit praat van eenvoudige inkomste, dit praat van eenvoudige geld, letterlike geld. En die punt is, hierdie verse is baie prakties. Dit is praktiese verse en dit het praktiese gevolge in 'n letterlike wêreld, waarin ons onsself bevind. Nou dit is gewoonlik dieselfde kerke wat God se gebooie en insettinge en sy verordeninge as godsdienstig wil verwerp. Dit is dieselfde kerke wat dit as godsdienstig verwerp, wat ook alle skrifte wil vergeestelik. Dit is gewoonlik dieselfde mense. En een van die redes hoekom hulle alles wil vergeestelik, is omdat God se gebooie in baie gevalle baie prakties is. Met 'n ander woorde, as hulle alles kan vergeestelik, dan het hulle geen verantwoordelikheid hier op aarde nie. Want alles is mos geestelik. Dan het ons eintlik nie 'n praktiese verantwoordelikheid meer nie. As alles geestelik is, dan het jy nie meer 'n letterlike en fisiese verantwoordelikheid oor hoe jy jou kinders grootmaak nie, oor hoe jy die Sabbat spandeer nie, oor hoe jy jou godsdiens beoefen nie, want daar is 'n godsdiens, en in ons geval, oor hoe jy jou finansies hanteer nie. Want alles volgens hulle is mos geestelik. En as alles geestelik is en God se woord en sy gebooie nie van toepassing is op die fisiese en praktiese wêreld waarin ons onsself bevind nie, dan kan hierdie kamma geestelike mense maar elke wet afskryf wat nie geestelik is nie. Dis 'n gemaklike geloof. Byvoorbeeld, en soos ons al in 'n vorige preek gesien het, as die skrif sê jy moet nie borg staan vir iemand nie, of so Spreuke 17 vers 18 sê, dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste, jy is verstandeloos as jy dit doen, dan sal hierdie kamma geestelikes nie daarop ag gee nie. Want dit is nie 'n geestelike vers nie. Hulle sal maar borg staan vir mense. Terwyl die skrif sê, jy is 'n dwaas as jy dit doen. Selfs vir jou naaste. En so verwerp hulle in baie gevalle enige praktiese wysheid wat die woord ons wel gee. Want hulle wandel, volgens hulle self ten minste, in die gees. En die wet is nie op hulle van toepassing nie, want dan is jy mos godsdienstig.
Want volgens hulle is die wet wêrelds, maar hulle is geestelik. En dit terwyl Jesus self sê in Matteus 5 vers 19 en 20, elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, met ander woorde, die mense leer om die minste van hierdie gebooie te breek, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. En dit terwyl Paulus nie hakel wanneer hy die vraag vra in Romeine 3 vers 31, waar staan, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet, sê hy. En dit is hoekom Jakobus kan sê in Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Dit is dood. Word ons geregtigheid, of word ons geregverdig deur die wet? Word ons geregverdig deur die wet? Nee. Ons word nie geregverdig deur die wet nie. Kan ons die hemel beerwe deur om die wet te onderhou? Nooit nie. Jy kan dit nie doen nie. Redding is alleenlik deur geloof in Christus. En deur geloof in Christus alleen is redding. Ons het nie die vermoë om onsself regverdig te verklaar deur die wet, sodat ons voor die Here mag staan nie. Jy kan dit nie doen nie. Ons het nie daai vermoë om dit te doen nie. Maar 'n geloof wat onafhanklik staan van die wet, dit is 'n wettelose geloof. Dit is eenvoudige logika. 'n Geloof wat onafhanklik staan van die wet en die wet afskryf, dit is 'n wettelose geloof. Jou werke kan jou nie red nie. En die wet kan jou nie red nie. Maar 'n wettelose geloof kan ook nie. Dit is alleenlik 'n ware geloof wat ons kan red. En daardie ware geloof word bewys in die feit dat ons die gebooie van die Here liefhet. En daai gebooie is nie swaar nie, sê die Here. Hoekom is dit nie swaar nie? Want die Here gee ons 'n begeerte daarna. Hy verander ons hart. Hy verwyder die hart van klip en hy gee vir ons 'n hart van vlees, sodat ons 'n begeerte het na sy wet. En sy wet is nie swaar nie, want ons is lief daarvoor. Hoekom? Want dit is die wet van die een wat vir ons lewe gegee het. Dis die Here se wet. En dit is volmaak, sê die skrif. Ons het 'n liefde daarvoor. Daarom is dit nie swaar nie. Dis alleenlik 'n ware geloof wat ons kan red. En daardie ware geloof word bewys in die feit dat ons die gebooie van die Here liefhet. En sy gebooie is nie swaar nie. 'n Wettelose geloof, dit kan jy nie red nie. Want 'n wettelose geloof is nie 'n ware geloof nie. In Johannes 3 vers 4 sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Om 'n wettelose geloof te wil hê, beteken niks anders as dat jy op soek is na 'n sondige geloof nie. Want wetteloosheid is sonde, sê Johannes. As jy 'n wettelose geloof soek, dan soek jy ook 'n sondige geloof. Want wetteloosheid en sonde is dieselfde ding. Want Johannes sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Ons skrif vandag is baie prakties, want God se woord is baie prakties. Dit is afvalliges wat alles vergeestelik en 'n wettelose geloof soek. En so sal hulle ook die praktiese wysheid verwerp. En dit eerder vergeestelik. Want as alles geestelik is, dan is daar geen verpligting op jou
om jou finansies volgens God se gebooie te dryf nie. Want daardie skrifte word dan alleenlik geestelik geïnterpreteer. En plaas geen verantwoordelikheid op ons dan meer nie. En weer eens om dieselfde voorbeeld dan te gee, indien Spreuke 17 vers 18 dan sê, dit is 'n verstandelose mens wat handslag gee, wat borg staan vir sy naaste, dan hoef mense wat kamma geestelik is, nie daarop ag te gee nie. Want volgens hulle wettelose geloof, is dit wetties om daarop ag te gee. Want ons gee ons nie ag op God se wet nie. Want ons is nie godsdienstig nie, sê hulle. En wanneer die skrif ons leer, weer eens oor finansies, dat jy jouself 'n slaaf maak, as jy skuld aangaan, dan hoef hierdie kamma geestelikes nie daarop ag te gee nie. Want enige praktiese gebooie is vir hulle mos wetties, terwyl hulle volgens hulle self in die geeskamma wandel. En dit terwyl die woord ons gereeld herinner, dat indien jy nie die gebooie van die Here onderhou nie, dan wandel jy ook nie in die gees nie. Want God se gees gaan nie sy woord weerspreek nie. En daarom kan Paulus sê in Romeine 8 vers 5 tot 7, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, dit is die wêreldse afvalliges, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. En dit kan ook nie. Let wel, dat die wat vleeslik is, onderwerp hulle nie aan die wet van God nie. Maar wat sê die kamma geestelike gelowiges? Hulle sê die wat geestelik is, onderwerp hulle nie aan die wet van God nie. Maar Paulus sê dis wat die vleeslikes doen. Kamma geestelikes sê, die wat geestelik is, onderwerp hulle nie aan die wet van God nie, want dit is wetties om dit te doen. Maar Paulus sê dis wat die vleeslikes doen, want die vleeslikes kan nie hulle self aan die wet van God onderwerp nie. Nee, die woord getuig juis dat dit die geestelikes is, wat hulle self aan God se wet onderwerp. En dis nie die geestelikes wat dit kan doen. Want die wat in die vlees is, het nie die vermoë om dit te doen nie, want God se gees woon nie in hulle nie, om hulle daartoe in staat te stel nie. Wanneer die skrif ons dan leer oor praktiese dinge, sal ons ook wys wees om daarop ag te gee. Insluitend wanneer dit kom by finansies. As jy borg teken, is jy 'n dwaas. Hoekom? Want die woord sê so. As jy geld leen, dan is jy 'n dwaas, want so Spreuke 22 vers 7 ons leer, jy maak jouself 'n slaaf aan die een wat vir jou die geld leen. En soos Paulus ook sê in Romeine 13 vers 8, wees aan niemand iets skuldig nie. Moet niemand iets skuld nie, sê Paulus. En dit sal wys wees om daarna te luister. Hoekom? Want dit is God se woord. Nou, dit is nodig om hierdie grondwerk te lê voor ons na 'n eenvoudige skrif, soos ons in vandag kyk, of kan kyk, want daar is duisende, kamma geestelikes, wat die praktiese betekenis van God se woord verwerp. En dit alles in die naam van om geestelik te wees. Maar soos Paulus so uitdruklik vir ons vroeër gesê het, dit is die wat in die vlees wandel, wat God se wet verwerp, nie die wat in die gees wandel nie. En wanneer ons teks dan vandag sê, die goed of die rykdom, soos ander vertalings vertaal, van die ryke is vir hom 'n sterk stad, die ondergang van die behoeftiges is hulle armoede, wat die regverdige verwerf is vir die lewe, die inkomste van die goddelose is tot sonde, dan praat dit van letterlike rykdom. En dit is hoe ons dit behoort te interpreteer. Dit praat van fisiese finansies, wat letterlik is.
En omdat hierdie skrif so kan en moet geïnterpreteer word, kan ons ook 'n gesonde waarskuwing hieruit vir onsself trek. Want weer eens, en soos dit tipies is met Spreuke, word daar vir ons 'n kontras gestel tussen die wyse persoon en die dwaas. Dis prakties, ons kan sien wat doen die wyse persoon en ons kan sien wat doen die dwaas. En daar word vir ons 'n kontras getrek tussen die wyse persoon en die dwaas, tussen die godvreesende persoon en die goddelose persoon. En as jy wil, tussen die persoon wie 'n ware geloof het en die persoon wat 'n wettelose geloof het en homself geestelik wil noem. En die kontras is nie noodwendig dat die een 'n inkomste gaan verdien en die ander een nie 'n inkomste gaan verdien nie. Dis nie die kontras nie. Die kontras is wat die uiteinde van daardie inkomste gaan wees. Beide die goddelike persoon, sowel as die goddelose persoon, gaan 'n inkomste verdien. Die verskil is dat die godvreesende persoon se inkomste lei tot die lewe. Maar die goddelose persoon se inkomste vermeerder die sonde en so ook die Here se toorn wat oor hom is. Die enigste rede hoekom afvallige leraars 'n skrif soos hierdie wil vergeestelik, is omdat hulle hul eie inkomste wil gebruik, soos die goddelose mense hulle inkomstes gebruik. Maar hulle soek nie die nagevolge daarvan nie. As hulle die praktiese van die geestelike kan skei, dan kan hulle die geestelike voordele ook geniet, sonder om prakties gehoorsaam te hoef te wees. Maar jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Jy kan nie geloof sonder werke hê nie. Dis 'n dooie geloof. Dis 'n wettelose geloof. Dis 'n sondige geloof. En 'n ander naam vir 'n wettelose geloof is satanisme. Want die duiwels glo ook, sê die skrif. Hulle glo, maar hulle bou nie die woord van die Here nie. Hulle het nie 'n liefde daarvoor nie. En hulle kan ook nie hê nie, want die Gees van God werk nie in hulle harte. Maar terug by die punt, beide gelowiges en afvalliges verdien inkomstes. Maar die goddelose persoon se inkomste gaan sy sonde vermeerder, terwyl die godvreesende persoon weer sy ware geloof gaan bewys deur daardie inkomste. Van sy inkomste en hoe hy dit spandeer, gaan getuig dat hy wel 'n ware geloof het. Dit gaan hom nie regverdig nie. Hy gaan nie in die hemel kan gaan oor hoe hy sy finansies gebruik het nie, maar hoe hy sy finansies gebruik, gaan wel getuig dat hy 'n ware geloof het. Byvoorbeeld, die godvreesende persoon kry 'n verhoging. En die vraag wat hy homself vra is, hoe kan ek God se koninkryk bevorder hier op die aarde? Want dis waarvoor hy 'n liefde het. Die godvreesende persoon kry 'n verhoging en die vraag wat hy homself vra is, hoe kan ek God se koninkryk hier op die aarde meer en beter vermeerder en bevorder? Hoe kan ek dit gebruik ter eer en verheerliking van die Here se naam? Die goddelose persoon kry 'n verhoging en hy wonder by homself, wat se paaiement kan ek nou bekostig? Voorheen kon hy net R300,000 leen, nou sê die bank hy kan dalk R500,000 leen. Hoekom vra die goddelose hierdie vraag? Want die goddelose is nie vergenoegd nie. Terwyl die Bybel sê ons moet wees. Die goddelose vra hierdie vraag omdat hy nie vergenoegd is met wat die Here hom gegee het nie. Die goddelose is hebsugtig en soek meer as wat hy nodig het. Die goddelose verlustig hom nie in God se wet nie, maar in wêreldse besittings. En dis hoekom hy daai vraag vra. Ek het 'n verhoging, ek kan meer geld leen, ek het meer goed nodig. Wat se paaiement kan ek nou bekostig?
terwyl die ware gelowige weer, saam met die psalmskrywer in Psalm 1 vers 2 kan sê, my behaag is in die wet van die Here. Dis waar my behaag is. My behaag is in die wet van die Here. En hy bepeins dit dag en nag. Dis wat die goddelike persoon sê. Dis wat die godvreesende persoon sê. Hy sê sy behaag is in die wet van die Here en daarop mediteer hy dag en nag. Dis hoe Bybelse liefde klink. Vir die wat dalk gewonder het. Die ware gelowige is nie hebsugtig nie. Die ware gelowige is vergenoegd. Want die Here se woord sê ons moet wees. Met kos en klere, hiermee moet julle vergenoegd wees. Die ware gelowige is nie hebsugtig nie. Hy is vergenoegd. En nie net dit nie, sy finansies lei tot lewe. Juis omdat hy 'n behaag het in die woord van die Here. Die goddelose persoon wat die kamma geestelikes insluit, die wettelose gelowiges, sal byvoorbeeld R8.000 ekstra 'n maand kry, en hy sal besluit hy is moeg vir sy ou kar. Hy gebruik daar die volle R8.000 op 'n paaiement vir 'n nuwe blink kar. Dis wat die goddelose sal doen. Hy het 'n verhoging van R8.000, wat 'n splinte nuwe kar kan ek nou koop met R8.000? Wat 'n paaiement kan ek nou daarmee bekostig? Alhoewel sy kar ry, sal dit die vraag wees wat hy vra. Die goddelike persoon sal weer sê, ek het R8.000 ekstra 'n maand. Ek gebruik eerder daardie geld om my kinders uit die goddelose skoolsisteem te haal en voorsien vir hulle 'n Bybelse en 'n veilige onderrig by die huis, waar hulle nie geïndoktrineer word deur goddeloosheid en afvalligheid en ateïsme nie. Dis waarvoor ek daai R8.000 gaan gebruik. Ek wil sondes bedek daarmee. En raai wat? Dan het jy ook nie 'n fancy kar nodig om mee te spog wanneer jy jou kinders by die skool gaan aflaai nie, want jy ry nie meer skool toe nie. Die goddelose persoon se inkomste, soos ons teks vandag sê, is tot sonde. Dit is tot sonde. Maar vir die wat die Here vrees, sy inkomste is 'n sterk stad. Dit is tot die lewe. En om aan te sluit by ons vorige preek oor vers 10, sy liefde, selfs deur finansies, bedek oortredinge. Selfs die van sy kinders, soos die voorbeeld se pas gewys het. Maar die goddelose se inkomste aan die ander kant, vermeerder sy oortredinge. Dit gaan. Die rykdom van die ryke is sy sterk stad, nie omdat hy vir homself 'n koninkryk bou nie, maar omdat hy sy rykdom gebruik om te ywer vir die stad van die Here. Dis hoekom dit 'n sterk stad is. Nie omdat hy vir homself 'n koninkryk bou nie, maar hy ywer homself vir die stad van die Here, om te ywer vir God se koninkryk. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En dit begin by die huis. Dit begin by die huis. Maar om af te sluit, laat ons nie onder die indruk wees dat ons die fisiese wêreld waarin ons lewe kan verwyder van die geloof nie. Ons kan dit nie doen nie. Laat ons nie onder die indruk wees dat ons dinge soos ons letterlike finansies kan verwyder van die geloof nie. Laat ons nie onder die indruk wees dat die fisiese wêreld nie vir die Here saak maak nie. Laat ons nie onder die indruk wees dat die wêreld vir die Here irrelevant is en daarom kan ons ook die woord van die Here ignoreer wanneer dit van ons vereis om op 'n sekere manier in hierdie wêreld te lewe nie.
Laat ons nie onder die indruk wees dat die geestelike van die fisiese geskei kan word ten opsigte van ons verantwoordelikheid nie. Dit kan nie geskei word nie. En daarom leer Christus self ook vir ons in die Onse Vader hoe baie sy skepping vir hom saak maak. Soveel so dat hy vir ons leer om te bid dat sy koninkryk moet kom hier op die aarde soos dit in die hemel ook is. Die aarde maak vir hom saak en die manier hoe ons hier lewe maak saak. Die fisiese maak vir hom saak en jy kan nie die fisiese van die geestelike skei nie. Hy sê ons moet bid dat sy wil sal geskied in die hemel so ook op die aarde. Dat ons moet vra vir ons daaglikse brood hier op die aarde. Dat ons hier op die aarde nie in die versoeking gelei sal word nie. Want aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En soos Jesus sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Wat beteken sy heerskappy hier op die aarde nou maak saak. Dit maak saak. En dit maak ook sin. Want die heel eerste gebod wat aan ons as die mensdom gegee was, indien jy wel ag gee op God se woord en nie 'n kamma geestelike of wettelose gelowige is nie. Lees ons in Genesis 1 vers 28 verstaan en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit. Met ander woorde, heers oor dit. Onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat kruip op die aarde. Heers daaroor. Dit is God se verpligting op die mensdom ten opsigte van sy skepping. En dit is die eerste verpligting wat hy op ons plaas, om dit te doen. Die skepping maak vir die Here saak, en hoe ons lewe hier op die aarde maak vir die Here saak. Daarom word ons ook praktiese gebooie gegee, van hoe om op te tree, insluitend ten opsigte van ons finansies. Want die regte manier gaan lei tot lewe, die verkeerde manier gaan sonde vermeerder. En meer as dit, ons kan gemoedsrus hê, dat hierdie opdrag in Genesis al hoe meer 'n realiteit gaan raak, want aan Christus is nie net mag en gesag gegee in die hemel nie, maar ook op die aarde. Die vraag is bloot, luister ons na die gebooie van die Here? Gee ons ag op God se woord ten opsigte van finansies? Of verontagsaam ons dit? Want ons wil eerder net geestelik wees, sodat ons geld kan spandeer op 'n wêreldse manier. Maar besef, daar bestaan nie wettelose gelowiges nie. Daar bestaan nie wettelose geestelikes nie. Dit bestaan nie. Hier noem ons hulle sataniste. Dis wat ons hulle noem. Die ware gelowige het 'n liefde vir die Here. Die ware gelowige het 'n liefde vir Christus. En glo ook dat Christus wel regeer. Soos ons ook gesing het vanoggend. Die Here regeer. En die ware gelowige glo dit. Die ware gelowige begryp dat die aarde en die volheid daarvan aan die Here behoort, soos Psalm 24 ons ook leer. En die gelowige gebruik dus ook sy finansies om ooreenkomstig daardie oortuiging op te tree. En so sal sy finansies 'n sterk stad wees. Dit sal sondes bedek en dit sal lewe voortbring. En so mag die Here ons dit gun, om nie min te maak van sy heerskappy, deur om ons eie koninkryk te wil bevorder nie. Want as ons eie koninkryk wil bevorder, besef,
dat jou koninkryk staan in opposisie met die koninkryk van die Here. Jou inkomste sal, soos ons teks sê, dan tot sonde wees. Maar prys die Here dat ons kan weet, dat ons arbeid in die Here, dit is nie te vergeefs nie. En dat ons koning regeer, en sy koninkryk sal vermeerder. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. En prys die Here, dat hy selfs iets so nietigs, soos ons inkomstes, daarvoor kan gebruik, en sal gebruik. Solank ons onsself as onderdane stel, en nie sy woord verwerp, deur 'n wettelose geloof nie. Alle lof en eer en glorie kom die naam, by alle name toe, Jesus Christus, wat genade ook aan sondaars soos ons bewys. Amen, kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord, en ons weet dat dit u woord is. Dis die ganse heilige skrif, Here. En dankie, Here, dat u ons nie op die aarde los sonder rigting nie. Dankie dat u ons nie los, sodat ons nie weet wat ons moet doen of wat u van ons verwag nie. Nee, Here, u gee u woord aan ons, en die woord is baie prakties. Here, ons probleem is alleenlik dat ons is sondig, en ons wil nie daarna luister nie. Ons vergeestelik dinge, sodat ons nie daarop hoef ag te gee nie. Nee, Here, u woord is baie prakties, en daarvoor loof en prys ons u ook, dat ons nie hoef te twyfel, wat dit is wat u van ons verwag nie. Maar so, Here, u weet en ons weet, dat ons is hardkoppig, ons is baie keer en in baie gevalle hebsugtig, en soek maar ook die dinge van die wêreld. Maar Here, dis waar ons die Gees nodig het, dat u in ons harte sal werk, want Here, want ons kan nie ons eie harte verander nie. Ons het nie daai vermoë nie. Ons het nodig, o Here, deur u groot genade, dat die Gees in ons harte sal werk, sodat ons 'n liefde sal hê vir die woord, Here. En soos die woord sê, die wat in die vlees wandel, kan u woord en die wet nie aanneem nie. En Here, mag ons nie in die vlees wandel nie, maar mag die Gees kragtig in ons werk, sodat ons wel u wet kan aanneem, en ooreenkomstig daarmee kan optree. Laat ons nie ons eie koninkryke bou nie, Here, maar u koninkryk bevorder. Mag ons nie ons eie eer soek nie, Here, maar u eer. Want dit is tog waarvoor ons hier is, Here, om u heilige naam eer te bring en te verheerlik. Dis ons gebed, o Here, nie omdat ons verdien nie, maar omdat u genade groot is, wees ons weer genadig, o Heer. Alle lof en alle aanbidding, alle glorie, kom die naam bo alle name toe, tot in aller ewigheid, Jesus Christus. Amen.